Goeiemôre en baie welkom aan elkeen wat vanoggend hier is. En dieselfde asem ook baie sterkte. Almal van ons wat vanoggend hier is, het vir hom slang geken en word deur sy afsterwe geraak. Daarom besonder aan die duif, Johan, Konrad, die familie, al die vriende wat hier is, van my kant af, van my gesin se kant af, namens die gemeente. Ons dink aan julle en ons bid vir julle. En ons deel ook in hierdie hartseer. Al is hierdie hartseer net 'n totsiens, totdat ons oom slang weer sien. Maar julle is en bly in ons gebede en in ons gedagtes. Ek hou vir u voor die begrafnisbrief in liefdevolle herinnering aan Johan Slang van Zyl, gebore 2 September 1947 en oorlede 31 Augustus 2025. Die onderkant van die bladsy, die afskeidsgroete. Dit het ons hemelse Vader behaag om ons geliefde eggenoot, pa, oupa, broer en vriend Johan, terwyl Slang van ons weg te neem op die ouderdom van 77 jaar, 11 maande en 29 dae. Sy liefde vir sy medemens, kerk, natuur en sy duiwe sport, waarin hy sy alles gegee het, was onlosmaaklik deel van sy menswees. Sy stem is stil. Sy plek is leeg. Ons swyg, o Heer, dit was u wil. Liefdevolle herinneringe, eggenoot, kinders, kleinkinders, familie en vriende. Ek gaan vra dat u sal staan en dan word ons saam stil voor die aangesig van ons Here. O Here, ons bid dat u ook nou hierdie verrigtinge sal lei, en dat u ons harte sal rustig maak. Ook in hierdie omstandighede op 'n dag soos vandag, dat ons sal hoor hoe u deur die woord met ons praat. Want die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons sing saam die eerste lied op die blaadjie, soos 'n wildspok wat smag na water. Amen.
Ons lees vanoggend saam uit Psalm 37. Toe ek met Tannie Duif gaan gesels het oor hoe al die dinge moet verloop, het sy vir my aangedui, dit is haar gunsteling Psalm. En ek is seker daarvan dat almal van ons wat vanoggend hier is ook 'n waardevolle troos vanuit hierdie gedeelte gaan kry, maar ons kan ongelukkig nie die volle Psalm lees nie. Ons gaan saam lees verse 1 tot 9. Die opskrif van vanoggend se prediking: Verlustig jou in hom, want jy sal die aarde besit. 'n Psalm van Dawid. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Beny hulle nie wat onreg doen nie. Want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. En verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie. Dit is net om kwaad te stig. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word. Maar die wat op die Here wag, die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. Ons lees net tot sover. Broers, kom ons staan en dan sluit ons almal ons oë en ons nader ons Here in gebed. Almagtige God, ons hemelse Vader. Ons weet ons hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons weet ons God is ons vertrooster wat waarlik die trane kan afdroog. Ons weet U is ons skuilplek, U is ons toevlug. En daarom kan ons en kom ons om vanoggend aan U voete te sit, om na U woord te luister. As mense het ons nie al die antwoorde op die vrae van die lewe nie. Ons het nie altyd raad vir die moeilike en hartseer tye wat oor ons pad kom nie. Maar ons weet by U vind ons ware vrede. By U vind ons ware rus. Ons vra U om veral met ons langs 'n familie te wees, en besonder aan die Duif en die 2 seuns. Maar ook elkeen andersins wat hom geken het, wat daardie leë plekkie voel wat hy gevul het. Praat met ons deur die woord, bring by ons rus deur U antwoorde en lei ons op ons lewenspaadjie ook vandag hier, soos wat U dit vir ons bepaal het. Maar bo alles vra ons, bid ons, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied tot in ewigheid. Amen. Dankie. Hierdie is waarlik 'n pragtige psalm wat God deur die pen van Dawid geskryf het. En met die pad wat hierdie man saam met sy Here, ons Here, gestap het, sien ons waar sy vertroue gelê het en by wie hy sy skuiling gevind het.
in die tye van nood, in die tye van hartseer. Nou die aard van die saak kry mens baie verskillende psalms. Van die gedigte is in die vorm van lofliedere, ander klaagliedere, sommige gebede ensovoorts. Maar dan kry mens ook van die gedigte as stukkies wysheid. Wysheid wat met ons praat oor die lewensweg wat die gelowige saam met sy Here loop. Saam met sy Skepper. Saam met sy Verlosser. Gedigte soos die een waaruit ons vanoggend ook gelees het. Nou as ons bietjie verder kyk as die 9 verse, sien ons nog baie van hierdie troostende wysheid deurslaan in amper elke sin. Die wyse man ken sy Skepper, soos wat Dawid vir ons wys, die dwaase man nie so seer nie. Vers 11, die ootmoediges sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. 16, 'n klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose. 18, die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. 23, deur die Here word die gange van 'n man bevestig. 30, die mond van die regverdige verkondig wysheid en sy tong spreek wat reg is. 34, wag op die Here en hou sy weg en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. 39, die hulp van die regverdiges is van die Here. Hulle toevlug in tyd van benoudheid. Ware wysheid vir vandag, ware wysheid vir 'n dag soos vandag. 'n hele klompie jare gelede, toe ek by my eerste gemeente aangekom het, dit was Brits, toe ek myself in 'n effense penarie bevind. Ek het nie die dorp goed geken nie, so ek was aangewese op verduidelikings hoe om by al die plekke uit te kom waar ek afsprake gehad het. Nou, ek het groot geword soos meeste van die mense my ouderdom en ouer met in 'n tyd waar daar nie goed bestaan het soos 'n GPS of Google kaarte nie. So padaanwysings as sulks was nie noodwendig 'n probleem nie. Maar die probleem het ingekom by Brits, het meeste van die strate nie meer bordjies gehad nie. Die gevolg, dit was 'n groot stryd om die regte pad te vind en betyds aan te kom waar jy moet wees. Later by die volgende gemeentes, toe die dinge al bietjie verander. Toe kon ons van Google kaarte gebruik maak en het ek en my vrou nie so erg verdwaal in Kaapstad soos wat ons verdwaal het in Brits nie. Nou dieselfde beginsel is waar van die lewenspad waarop elkeen van ons loop. Daar kom tye wat ons nie verstaan waarom die pad die draaie maak wat dit doen nie. Daar's kere wat ons in doodloopstrate vasry. Ons nie weet waar ons verkeerd afgedraai het nie. En soms weet ons eenvoudig net nie watter rigting om in te slaan nie. Juis omdat ons nie weet wat die verskillende paaie in die toekoms vir ons inhou nie. Ons almal weet dat alle paadjies op die ou einde lei na die punt waar ons vir die laaste keer ons asem uitblaas in hierdie lewe, net soos wat ons slang se lewenspaadjie ook tot 'n einde gekom het hier op aarde. Maar ook dit bring die res van ons weer by 'n kruispad, die res van ons wat agterbly. Want nou lê daar voor 'n opdraande van hartseer, verlange. By so 'n kruispad die vraag, moet ons die styltes aandurf, moet ons probeer om 'n ander koers in te slaan,
Wat moet ons met al hierdie dinge maak? Daar soos vandag, kruispaaie soos hierdie, veroorsaak vrae, veroorsaak onsekerhede, dit veroorsaak dat ons soms verdwaald voel. Koning Dawid het dit juis probeer antwoord in hierdie pragtige gedig wat ons vanoggend saam gelees het. Op sy lewenspad het hierdie man ook voor baie doodloopstrate te staan gekom. In sy lewe was daar baie kruispaaie waar hy ook eintlik nie geweet het watter rigting om in te slaan nie. En na sy geskiedenis te kyk, weet ons hy was vervolg deur 'n koning vir wie hy baie lief was. Hy het ook die dood geproe toe sy boesemvriend Jonathan in 'n oorlog gesterf het. Maar dan het hierdie man ook self soms 'n bietjie verdwaald geraak. Ons lees hy het moord gepleeg, was skuldig aan oorspel. Ons lees self sy eie kinders probeer hom op 'n stadium om die lewe bring. Dawid het moeilike dinge gehad wat oor sy pad gekom het. Sommige, ja, sy eie doen, maar weer van ander, of van die ander was goed buite sy beheer. En dis vanuit sy ervarings wat hy hierdie pragtige gedig skryf oor die koersaanduiding wat hy in sy lewe gevind het. Selfs onder die moeilikste, die seerste van omstandighede. Koning Dawid het geweet, daar waar hy voor 'n kruispad staan, daar waar hy nie geweet het watter rigting om in hierdie lewe in te slaan nie, daar is die regverdige se hulp van die Here. Koning Dawid het geweet dat God ons toevlug is in 'n tyd van nood. Ongeag die draaie wat sy lewe ook gemaak het, koning Dawid het geweet diegene wat op die Here wag, wat sy weg hou, die sal hy verhoog om die aarde te besit. Net soos vir koning Dawid, is dit ook die waarheid vir ons slang. Is dit ook die waarheid vir elkeen van ons wat die voorreg het om kind van God genoem te word. En daarom kan ons sê, selfs op 'n dag soos vandag vers 3, ons vertrou op die Here. Vertrou op die Here en doen wat goed is. Bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Ongeag wat gebeur. Ongeag wat rondom jou aangaan, ongeag die plek in die lewe waar jy jouself bevind. Dawid sê vir ons, alwaarop ons hoef te fokus, is om op die Here te vertrou. Dis 'n troos om te weet dat die God van Dawid, ons Here, hierdie pad wat ons nou deurgaan reeds vasgelê het. Daar's niks wat met ons of ons geliefdes kan gebeur wat vir hom verras nie. Ons lees toe Jesus die boodskap kry dat Lazarus dood is, kon hy met reg sê, Lazarus is nie dood nie, hy slaap net. Hy het langs die sterfbed gestaan en vir Martha gesê, Johannes 11, jou broer sal opstaan, omdat hy self die opstanding en die lewe is. Wie in hom glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. So leer ons Here ken. So leer Jesus onsself. En daarom kan ons wat aan hom behoort weet en vertrou, Jesaja 40, hy sal sy kudde laat wys soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammeroë sal hy saggies lei. Wanneer dit vir ons as sy kinders voel, asof vir ons lewenspaadjies ons
in 'n woestyn laat beland het van alleen wees en hartseer. Leer Deuteronomium ons, dra die Here ons soos 'n man sy kind dra. Want vir sy kinders is en bly hy altyd Immanuel, God met ons, ook in hierdie swaar en hartseer tyd. Omdat die herder God is, wat ons uit ewigheid ken, en omdat hy waarlik ook mens geword het, ken hy ons hartseer. Hy het met ons swakhede medelee, lees ons. En daarom kan ons ook ons hartseer na sy troon van genade bring. En kan ons vertrou op die Here. Want vers 5, hy sal dit uitvoer. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. Hy sal dit uitvoer. Die Here van hemel en aarde, die skepper van alle dinge, die enigste verlosser en redder, staan vas by dit wat hy vir sy kinders beloof het. Hy was bereid om sy lewe vir ons af te lê en hy het dit ook gedoen. Hy hardloop nie weg as daar 'n krisis is nie. Hy kruip nie weg as daar hartseer of gevaar is nie. Hy ken ons elkeen by die naam en hy het vir elkeen van sy kinders duur betaal. Hy weet hoe maklik ons moedeloos word en hoe maklik ons teen ons omstandighede vaskyk. Hoe maklik ons vashak by my lewensmaat is weg, my pa is weg, my oupa is weg en wat nou, waarheen nou? Voel asof alles te veel raak en ek weet nie watter kant toe nie. Dan sê hy soveel keer vir ons in die skrif, ek is met julle al die dae van julle lewe. Ook wanneer dit donker word om ons. Selfs wanneer ons begin met murmureer en vir die Here vra, waarom hierdie moeilike pad? Dan kom die antwoord, laat jou weg aan die Here oor. Vertrou op hom en hy sal dit uitvoer. Hy lei ons op die pad terug wat geen afdraaipaadjies het nie. Die reguit pad wat ons by die huis uitbring. Ons Vader se huis. Aan die feestafel van die Lam. En omdat hy die beste weet, lei hy ons op hierdie pad. Verstaan ons dit nie nou nie, weet ons is in die hande van ons Here. En hy het reeds uitgevoer wat nodig was, dat ons by die huis sal uitkom. Hy sal, vers 6, jou geregtigheid laat voorkom. Hy sal jou geregtigheid laat voorkom soos die lig en jou reg soos die middag. Die Here sorg dat niks van die dinge wat op hierdie aarde gebeur ons oorweldig nie. Hy sorg dat geen omstandighede te groot is wat oor ons pad kom nie. Hy weet wat ons nodig het. Hy ken ons harte, ken ons vrae. En hy weet dat ons paadjies soms teen steil bergpaaie en langs gevaarlike afgronde verbygaan. Soms deur donker woude waar die gevare dreig. Maar hy is altyd daar om te dra. As een van sy kinders moeg word, as een van ons val. Hy is daar as een van ons honger het. Hy is daar om te beskerm en te lei tot by die woning. Hy is ons leidsman op die lewenspad. En sonder hom was daar nie hoop nie. Sonder hom was daar geen pad nie. Maar nou is hy daar om
te beskerm as die gevaar dreig en hy gee krag wanneer die knie lam word. Sy wapenrusting keer die gevaar af. Op Golgotha het hy die groot vyand, die sonde en die dood reeds oorwin en daarom in hom en geen ander nie sal hy ons geregtigheid laat voortkom soos die lig en ons reg soos die middag. En kan ons vers 4 selfs op 'n dag soos vandag ons verlustig in ons Here. Verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Die liefde van Jesus is wonderbaar. Omdat hy my eerste lief gehad het en my kom soek het, kan ek as sy kind hom ook lief hê. As kind van die Here het ek die troos van 'n hemelse beskerming. Psalm 91 vers 14, omdat hy my lief het, sê God, sal ek hom red. Sal ek hom beskerm, omdat hy my naam ken, hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Ek kan my hart teen sy bors uithuil, want hy sê ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Ek weet dat niks my kan skei van sy liefde nie. Nie dood nie. Niks in hierdie lewe of enige iets of enige iemand anders nie. Selfs nie die eensaamheid van die graf nie. Daarom ongeag ons omstandighede, ongeag die uitdagings voor my of die seer agter my, ongeag die hartseer rondom my, kan ek my nog steeds in die Here verlustig. Want hy het alreeds soveel meer vir ons gegee as net die begeertes van ons hart. Dus vers 7, wag kalm en rustig op die Here. Die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. God se genade oor ons lewe is so oorvloedig, soos die strome van 'n stortreën. En vir ons as kinders van God is ons troos dat in lewe en dood ons nie aan onsself behoort nie, maar aan ons enigste verlosser en saligmaker Jesus Christus. So wanneer hierdie lewenspad dan ten einde loop, wanneer ek aan die feestafel van die lam gaan aansit, sal daar nie meer hartseer en dood wees nie. God self droog dan al die trane van ons oë af en sal ons as gelowiges van die boom van die lewe geniet in oorvloed in die nuwe hemel en nuwe aarde, soos wat God dit vir ons beskryf, Openbaring 21. Johannes sê ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Ons troos vandag is dat ons Here vir al sy kinders die angel van die dood reeds getrek het. En daarom, soos Paulus sê, die dood sy verskrikking verloor. So ons sien hom reeds in die geestes oorkant die deur van die dood, waar hy vir u en vir my deur hierdie dal van die hartseer van die graf lei. Jesus leef. En wie in hom lewe, sal in hom sterwe en vir ewig in hom bly lewe in die huis van ons Here tot lengte van dae. Dit is so. Daar kom dae waar die lewenspad vir ons donker lyk. Daar kom dae wat ons nie weet watter rigting om in te slaan of watter pad om te volg nie.
Maar elke dag van ons lewenspad, elke tree op ons lewenspad, staan ons nie alleen nie. God is met ons. In ons langse lewe was daar ook moeilike tye, swaar tye, hartseer tye, soos wat elkeen van ons wat vanoggend hier is ook nou ervaar. Maar net soos vir koning Dawid en Christus, of is Christus ook oom Slang se toevlug in sy Here? En is Christus ook ons toevlug in ons Here? Hy is ons leidsman op hierdie lewenspad. Hy versorg ons, hy vertroos ons en ongeag die draaie wat die lewenspad maak, ons laat ons weer oor aan die Here en vertrou op hom, want hy sal dit uitvoer. Daarom kan ons in die Here verlustig, ongeag die seer in ons of die donker om ons. Want hy het ons soveel meer gegee as die begeertes van ons hart. In hom laat hy ons geregtigheid voorkom soos die lig en ons reg soos die middag. Ons wag op die Here. Ons sal saam met oom Slang die aarde besit. Amen. Broers, kom ons staan, kom ons bid saam. Almagtige God, ewige Here, ons koning, ons herder, ons leidsman en ons verlosser. Baie dae voel ons oorweldig. Baie dae voel dinge net te veel. Die moeilik agter ons, die seer voor ons, die hartseer om ons, dreig om ons in te sluk. En wanneer dit gebeur, dan voel ons verdwaald en onseker oor watter pad ons moet gaan. Maar wat 'n vreugde om te weet, U is ons toevlug, net soos vir koning Dawid, net soos vir oom Slang. Ons kan ons weer aan U oorlaat en op U vertrou. U het uitgevoer wat moes, gedoen wat ons nie kan nie. En daarom selfs op 'n dag soos vandag kan ons in U verlustig. Want U het waarlik meer vir ons al reeds gegee as net dit wat ons harte begeer. In U is ons geregtigheid soos 'n lig en ons reg soos die middag. En op U wag ons saam om saam met oom Slang die nuwe aarde in besit te neem. Aan U die eer, die heerlikheid, die lof tot in ewigheid. Amen. Dankie. Omdat dit 'n roudiens is, gaan ek vir u voorhou nou die begrafnisformulier. En daarin vind ons ook 'n pragtige stukkie troos. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hy wat die sleutels van die doderyk en die dood het oom Slang die poorte van die ewigheid laat betree. En waar ons gekom het om van die verganklike liggaam afskeid te neem, vind ons diepste troos daarin dat die wat in die Here sterwe van hulle arbeid rus. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Jesus het immers gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en daarom kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want as ons glo dat die Here Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Daarom treur ons nie soos die mens sonder hoop nie. Ons glo dat die ontslape gelowiges hulle voor die troon van God bevind en hom dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want Christus
Die lam vir ons geslag sal as ewige herder hulle laat wei en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En eendag wanneer Christus sigbaar met die wolke kom, sal ook hierdie liggaam in onverganklikheid opgewek en met die siel herenig word om vir ewig saam met die Here te woon. Omdat net Christus so onoortreffelike toekomsverwagting aan ons kan bied, boonop onverdiendheid, genade alleen, laat ons opnuut aan hom toewy en met volharding deur die krag van die Heilige Gees met die oog gefestig op Christus, die wedloop wat voor ons lê einduit voltooi. Laat ons vandag hiervandaan af weggaan met die oorwinningswoorde van Romeine 14 vers 8 in ons harte en op ons lippe. Want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Niks sal ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. In alles gee ons die eer aan God. Aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek vra dat u sal staan, dan sluit ons af met die Onse Vader. En as ons dit klaar gesing het, dan bely ons ook staan vir die seën van die Here. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en met ons bly. Amen. Dankie, kan die plekke inneem. Ek gaan vir u voorhou die bedankings soos wat die familie my gevra het om asseblief aan u oor te dra en direk daarna net 1 of 2 orderreëlings wat ek graag met u wil tref.
Die eerste bedanking aan oom Philip en oom Kobus vir altyd 'n skerts en 'n grappie. Dis soos wat ons hulle ken. Dan ook vir die senior susters, vir die reg staan met eetgoed, met drinkgoed en die mooi tafels. Dankie aan Tannie Charlotte, ons orgelis, vir die mooi orgelspel. En dan ouderling Johan Derksen en aan diaken Jan Lomoller en ook oom Jas wat die reëlings getref het vir die skakel sodat hierdie diens ook so uitgesaai kan word of gestuur kan word dat die ver vriende en familie ook daarin kan deel. Dankie aan al die familie en vriende vir al die jare se omgee en liefde. Dankie vir Afbop, vir al hulle insette. En dankie aan elkeen wat hier vandag teenwoordig is. Dan ook dankie aan Dominee Gryiling en Michelle vir bystand, gebede en besoeke in hierdie moeilike tyd. Tannie, ek kan maar net vir Tannie en vir die seuns en die familie sê, dis niks anders. So groot voorreg nie. En dan Johan en Konrad sê baie dankie vir Tannie Duif, omdat sy lief was vir hulle pa en dat sy altyd mooi na hom omgesien het. U word almal hartlik uitgenooi vir ietsie te ete en te drinke in die lapa net die buitekant. Ek wil vir u weer sê sterkte. Ek wil weer vir u sê ons dink aan u, ons bid vir u. Ons deel in hierdie tydelike totsiens. Maar ek wil ook weer vir u sê, onthou, die Here is saam met u op hierdie lewenspad en nie vir 'n oomblik, nie vir een tree is ons alleen nie. Sterkte, veilige reis huis toe en kom geniet asseblief 'n koppie tee, 'n koppie koffie en iets te ete hier in die lapa hier buite. Dis 'n geseënde dag vir u verder.